Die parlement se artikel 89 ontheffingskomitee stel 'n bewysleier aan en die Ou Grabies Waterval Nasionale Park vier 60 jaar. Dis tyd vir Pretoria FM se nuusbulletin in Afrikaans. Jy is baie welkom. Ek is Esmarie Eysel. Die parlement se artikel 89 ontheffingskomitee het aanbeveel dat advokaat Thandazani Madonsela as sy bewysleier aangestel moet word. Die aanstelling moet nou deur die parlement goedgekeur word. Die komitee het 8 kandidaate oorweeg wat deur parlementslede benoem is. Madonsela en advokaat Kate Hofmeyer was die finale kandidaate waaroor die komitee gestem het. Madonsela het 9 stemme ontvang en Hofmeyer 7. Die ANC, wat die meeste lede op die komitee het buite stemming gebly. Die komitee sê dat hy met sy administratiewe werk sal voortgaan ondanks 'n hofbevel wat sy werk opskort. Die Hooggeregshof in Kaapstad sal Ramaphosa se aansoek in September aanhoor om die paneel se verslag te laat hersien en tersyde te laat stel. Action SA het by 'n mediakonferensie in Kaapstad onthul hoe honderde verskaffers wat met groot korrupsieskandale en ondersoeke deur die spesiale ondersoekeenheid verbind word, steeds vir staatskontrakte kan tender. Die party voer aan dat leemtes in Suid-Afrika se verkrygingsstelsel dit vir hierdie verskaffers moontlik maak om ondanks aanbevelings dat hulle op 'n swart lys geplaas moet word, steeds sake met die regering doen. Action SA het ook 'n privaat lid wetsontwerp ingedien wat daarop gemik is om verskaffers wat by korrupsie en ernstige tenderoortredings betrek word, vinniger van staatskontrakte uit te sluit. Volgens die party is slegs 1 van 467 verskaffers wat vir swartlysplasing aanbeveel is, tot dusver op die nasionale tesourie se verbodsregister geplaas. Die DA in Gauteng het 'n mosie van sensuur by die provinsiale wetgewer ingedien vir 'n debat oor die speaker, Morakane Mosupie, en haar afvaardiging se oorseese reis in November 2025 na Venezuela, wat die belastingbetaler meer as 5,9 miljoen rand gekos het. Die party meen dat Mosupie Venezuela vir persoonlike belang besoek het, aangesien Brand SA reeds die land by die uitstalling van die internasionale toerismefees verteenwoordig het. Die speaker het egter die reis regverdig deur te sê dat sy en 12 ander die land moes besoek om diplomatieke bande te verdiep en dat Suid-Afrika as eregas beskou is. Die DA-leier in Gauteng, Salim Simanga, sê dat die reis enerzijds op misplaaste prioriteite dui te midde van voortsleepende diensleweringsprobleme en anderzijds op 'n minagting van die regulasies, aangesien die wetgewer nie vooraf ingelig is nie en daar nie toestemming vir die reis verleen is nie. Why do we have to pay 125,000 rent for people to then be out there somewhere spending millions of rands on accommodation and transport, while you have NGOs that are knocking on the legislature doors on a daily basis asking for grants so that they can take care of the most vulnerable, while you have potholes on our streets, while you have infrastructure that is falling apart? Surely money can be spent much more wisely within the country, within the province, and within the people that need the services on a daily basis. And this is why today we're saying we want to then get answers and we want people to be held accountable. Die Hooggeregshof in Gauteng het 'n hofbevel uitgereik wat bepaal dat alle opvoedkundige personeel wat kontak met leerdlinge het, teen 31 Maart aanstaande jaar teen die kinderbeskermingsregister geverifieer moet word. Die opdrag van die hof verplig die departement van basiese onderwys en provinsiale onderwysdepartemente om alle individue wat met kinders werk se agtergrond teen die register te toets. Die Suid-Afrikaanse Onderwysersunie, die SAOU, het die bevel verwelkom en gesê beweringe van seksuele wangedrag deur opvoeders dui op ernstige uitdagings in die Suid-Afrikaanse samelewing.
Die SAOI het ook daarop gewys dat gebrekkige kapasiteit by polisiekantore, as ook die Departement van Justisie, leerlinge ook in gevaar stel. Die SAOI ondersteun die verifikasie van onderwysers, maar die gestuur van die onderwysdepartemente om hierdie proses vlot te laat verloop, is 'n steen des aanstoots. Die ongewenste elemente bly opduik binnekant die personeelkamer, en daarom verwelkom ons die hofbevel wat die skikkingsooreenkoms 'n hofbevel gemaak het vir die uitvoering daarvan voor 31 Maart 2027. Ons sal die onderwysdepartement verantwoordbaar hou. Die leier van die National Coloured Congress en parlementslid Fadil Adams is tydelik uit die parlement geskort kragtens die wet op bevoegdhede, voorregte en immuniteite. Dit is tydens 'n sitting deur die ontheffingskomitee bekend gemaak terwyl lede oor 'n bewysleier gestem het. Adams is vir 20 dae geskort. Die Madlanga-kommissie se woordvoerder Jeremy Michaels het bevestig dat Adams steeds op 11 Augustus voor die kommissie moet verskyn. Hy gaan ondervra word oor 'n afdeling 27 beëdigde verklaring wat verband hou met die ondersoek na senior misdaad-intelligensiebeamptes. En die Ou-Grabies Waterval Nasionale Park vier vanjaar sy 60ste bestaansjaar sedert die park op 5 Augustus 1966 geproklameer is. Sanparke sê die park beskerm een van Suid-Afrika se mees besondere droë ekostelsels met die ikoniese 56 meter hoë Ou-Grabies waterval, 'n 18 km lange granietkloof, as ook unieke plant- en dierspesies. Sanparke het sy personeel, plaaslike gemeenskappe en besoekers bedank vir hul bydrae om die natuur- en kultuurerfenis vir toekomstige geslagte te bewaar. Die eerste minister van Brittanje, Andy Burnham, sê dat hy dit oorweeg om 'n openbare ondersoek van stapel te stuur na die ontslape seksoortreder Jeffrey Epstein en sy dade in Brittanje. Byna 7 jaar na sy dood het die Epstein-skandaal Brittanje geruk en onder meer tot die inhegtenisneming van koning Charles III se broer Andrew Mountbatten Windsor gelei. Burnham sal na verwagting met Epstein se slagoffers vergader. Die polisie in Brittanje ondersoek reeds 'n aantal aantuigings wat met Epstein verband hou. En dit bring ons aan die einde van die nuusbulletin in Afrikaans hier by Pretoria FM. Baie dankie vir die saamkyk. Môre is donderdag, dan maak ons weer so.